Goeiemôre, so op die laaste dag van 2025 kom ek hier na jou toe uit Hermanus, waar ons besig is om 'n bietjie te rus en saam familie vakansie te hou. Maar so sit die Here vanmôre hierdie boodskap op my hart. En ek wil vir julle 'n skrif eers gee in Jesaja 43 vers 18. Dan sê hy: vergeet die vorige dinge, moenie ag slaan op wat vroeër gebeur het nie. En so lei dit my vanmôre om te dink aan die einde so van 2025, terwyl baie van ons al klaar ons nuwejaarsvoorneme begin maak het en begin dink het dit wat ons wil doen en dit wat ons wil bereik hierdie komende jaar en dit wat ons gaan doen. Kom die Here vanmôre en hy herinner my, en dit wil ek aan jou oordra, dat soms om vorentoe te beweeg moet ons eers afsluit. En jy sal onthou vroeër die jaar het ons soort van 'n boodskap daar ook gebring. Maar dat ons sal herinner word dat vir 'n boek is opgedeel in hoofstukke. En daar's 'n rede daarvoor. Dat die volgende hoofstuk kan nie begin as die vorige een eers afgesluit het nie. So vanmôre wil ek jou aanmoedig en vra, wat los jy agter in 2025? Dat dalk strek jy jouself uit alreeds in 2026 nog sekere dinge toe. Maar vanmôre wil ek jou herinner dat dalk is al 'n paar dinge wat ons vandag moet afsluit. Dat ons dit kan los in 2025. Dalk is daar kwaad of bitterheid of iets wat in jou lewe gebeur het wat jy voel, jy weet, jy saam sleep. Dalk is dit nie net in hierdie jaar nie. Dalk het daar goed gebeur in jou verlede of as kind wat jy wil afsluit. En so vanmôre wil ek jou aanmoedig om bietjie 'n tydjie te vat vandag en te sê, maar wat los jy agter? En wat wil jy nie meer aan dink nie? Dit beteken nie noodwendig ons vergeet die dinge wat in ons verlede gebeur het, of ons vergeet die mense of goeders in ons verlede nie. Maar daar is sekere dinge wat ons nie meer 'n effek wil hê vir die jaar wat kom nie. En dit is die dinge wat ons moet agterlaat. Is dat daardie dinge wat ons saamsleep uit ons verlede, wat nie net iets is in ons verlede nie, maar wat 'n wesenlike invloed en uitwerking het op ons huidige en op ons toekoms. En in daardie mate praat ek nou nie van positiewe uitwerkings nie, maar negatiewe uitwerkings. So wil ek jou vanmôre aanmoedig, dat wat is die dinge wat jy dalk al so slank saamdra? Die Engelse term is dit so mooi, die baggage. En dan voor ons hierdie nuwe jaar ingaan, om te sê, maar hier is 'n paar dinge wat ek wil afsluit, 'n paar dinge wat ek wil agterlos. En soms is dit moeilik. Soms is daar dinge wat jy sê, ek probeer al so lank. Bring dit vanmôre voor die Here. Dalk is hierdie boodskap iets wat die Here gebruik om jou te herinner aan sekere goed. En sodoende net weer te sê, hoorie, jy het nog nie met hierdie gedeel nie. Dalk is daar verhoudings of iemand wat jy moet sien of jy praat vandag. Dalk is daar 'n boodskap wat gestuur moet word. Ek weet nie wat dit is nie, maar bring dit voor die Here vanmôre. Sê, Here, hier is die situasie. Hier is dinge wat afgesluit moet word. Goed wat ek wil agterlaat in 2025. Ek sien nie uit om hierdie nuwe jaar te begin sonder dat ek eers hierdie hoofstuk net mooi ordentlik afsluit nie. Lei U my. Gee U vir ons die raad, die wyse, die weg om hierdie goeders af te sluit, hierdie dinge waarmee ons sukkel. Here, want U is die een wat ons verander. U is die een wat ons die oorwinning gee. So wil ek jou aanmoedig vandag op die laaste dag van 2025. Is gaan sluit 'n paar dinge af. Dalk gaan vat 'n tydjie, gaan dink oor wat is dit? En prys die Here as daar voel die hoofstuk is mooi afgesluit. Maar kom ons, soos die Engels sê, finish strong. Kom ons eindig hierdie hoofstuk goed, sodat ons kan uitkyk na die nuwe jaar en dit wat God wil doen in hierdie nuwe jaar. Kom ek bid net vir ons saam. Hemelse Vader, so bring ek elkeen wat hierdie kort gedagte vanmôre hoor aan U op, en ek dra hulle aan U op, Here. Myself en my familie sluit ek in daarby. Here, help ons om af te sluit dit wat moet agterlaat, Here. Dat ons nie kan hoef te dink aan dit wat gebeur het nie, Here, maar dat ons werklik waar kan fokus op dit wat voor lê en dit wat U mee besig is, Here. Help ons, gee ons die krag, Here, om die oorwinning te kry, Here. Daai dinge wat ons self en onsself nie eens kan doen nie. Soms is dit vergewe, soms is dit om van bitterheid ontslae te raak, Here, maar in ons menslikheid kan ons dit nie doen, Here, maar ons bid so en ons maak staat op U Gees om ons die oorwinning te gee, om ons so deur daai dinge te bring, Here, wat ons moet agterlaat, daai dinge wat ons met ons gebeur het, Here. Dalk is dit baggage wat ons saamdra, Vader, Here, maar ons bring dit vanmôre voor U. Ek bid dat U dit sal vat, Here, soos U woord verklaar, Here, dat ons kan al ons laste na U toe bring, daai dinge wat ons swaar dra, Here, bring ons vanmôre na U toe, Here. En ons dankie vir hierdie jaar, ons dankie vir 2025, vir al die goeie goed wat ook gebeur het, want ons weet elke goeie gawe kom uit U hand uit, Here.
Here, maar so ook deur elke moeilike omstandigheid weet ons dat U het gewerk. U was besig, Here, in daai tye ook om ons te vorm en te verander en oorwinning te gee. Want ons weet een ding verseker, in U is daar net oorwinning. En ek bid, Here, dat ons so kan terugkyk na 2025 en nie hoef te staan en te dink ons het geval nie, Here, maar dat ons dit kan afsluit in die oorwinning wat ons in Christus het, Here. En dat ons lewens so net vir U verheerlik in Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën, mag jy 'n geseënde dag hê. En soos die Here jou vat op hierdie dag en deur hierdie gedagte, mag daar dalk 'n paar hoofstukke wees wat afsluit en dat jy so aan die einde van hierdie jaar kom en staan net in die oorwinning van Christus. Totsiens.